Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 6 in ons huidige reeks oor bruid van Jesus. En ons besig om te kyk na die tipe en skadu van die huwelik as voorbeeld van Jesus en sy bruid, die kerk. Paulus noem dit 'n verborgenheid, 'n geheimenis, wat nou in Jesus aan ons geopenbaar is, maar die tipe of beeld was al van die begin van die eeue af daar, en ons kan nou in die woord terugkyk en hierdie mooi voorbeelde ontdek. En so het ons gister begin kyk in Genesis na Adam en Eva, sy vrou, en hoe dat Adam eerste geskape is, maar dat Eva eintlik ook van die begin af saam met hom geskep is, maar net binne in hom was, en hoe dat sy later uit hom uitgeneem is in die vorm van sy rib en gebou is uit hom uit. As jy dit dalk gemis het, wil ek jou aanmoedig om terug te gaan na episode 5 toe en op te vang met dit. Dit is so mooi. En ek wil vandag nog 'n bietjie by Adam stil staan en ons gaan die storie optel hier vanaf vers 18 van hoofstuk 2 af. Hier staan: ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Let mooi op, hier staan dat Adam alleen was, nie dat hy eensaam was nie. Adam was nie eensaam nie. Ons weet nie hoe gereeld dit was nie, maar Adam en God het gesels en gesprekke gehad en tyd saam spandeer. Ons sien byvoorbeeld in vers 15 dat die Here vir Adam gesê het om die tuin te bewerk en te bewaak. Ons lees in vers 16 en 17 hoe dat hy vir Adam die bevel gegee het oor die boom van die kennis van goed en kwaad. En ons sien in vers 19 hoe die Here al die diere na Adam toe gebring het om vir hulle name te gee. So Adam was nie eensaam nie. Hy en God het gereeld gesels. Adam was net alleen. Daar was nie iemand soos hy nie. En God sê dan ook dat hy vir hom 'n hulp sal maak wat by hom sal pas. Let wel, nie 'n vloerlamp wat hy kan vertrap en misbruik nie, maar 'n hulp wat by hom sal pas. Een soos hy, net anders. Maar toe gebeur iets wat vir my baie lank baie aardig was. Die Here sê hy gaan vir Adam 'n hulp maak, maar toe bring hy vir hom al die diere om vir hulle name te gee. Wat maak ons nou hiervan? Ek dink God wou dit van die begin af vir die mens wys. Daar is niemand in die diereryk soos ons nie. Wanneer dit by 'n lewensmaat kom, is dit nutteloos om in die diereryk daarna te gaan soek. Hy het dit met Adam bewys en sedert Adam het nog niks verander nie. Ek is nie gemaak om verlief te raak op 'n dier nie, en nog minder om met een intiem te wees. Dit het nie aan die begin so gewerk nie, en dit werk nog steeds nie so nie. Dan in vers 21 lees ons: toe die Here God 'n diep slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. Hoe diep en hoe lank was Adam se slaap? Die woord sê nie vir ons nie, en ek het 'n opinie hieroor, maar ek sal in 'n volgende episode hierna terugkom. God neem een van sy ribbebene uit sy sy en maak die plek toe. Hou hierdie ook in jou agterkop, dat God die plek toegemaak het waar hy die ribbebeen uitgehaal het. Dan sê vers 22, en die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Ek weet dit klink grammaties nie korrek nie, maar die woord gebruik baie spesifiek die woordjie bou hier wanneer hy sê hy die vrou gebou, wanneer hy die vrou gemaak het. Dat God die vrou gebou het uit die man se rib uit. En nee, dis nie verkeerd vertaal nie, dis eintlik 'n perfekte vertaling. En ons gaan nog weer terugkom hiernatoe oor die merkwaardigheid hiervan. Dit is so mooi, jy moet asseblief nie die res van hierdie reeks mis nie. Dit is mooier as mooi. En dit het niks met my te doen nie, dis die verborgenheid van die woord wat net absoluut mind-blowing is wanneer die Heilige Gees dit vir ons oopmaak. In 'n geval, God neem 'n rib uit Adam sy, maak die plek weer toe, bou vir hom 'n vrou en bring haar na hom. In vers 23 en 24 reageer Adam met: dit is nou uiteindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Adam verklaar dat die vrou uit hom uitgeneem is, en dat hulle nou een vlees is. Hoekom? Want sy is been van sy gebeente en vlees van sy vlees. Geliefde van Jesus, 'n huwelik is soveel meer as 'n kontrak of 'n handtekening op 'n stiplyn van 2 persone. Dis 2 mense wat een word. Nie 2 mense wat 2 halwes word nie,
maar twee volledige mense, 'n man en 'n vrou, wat een vlees word. Daar's nie meer 'n myne en 'n hare nie. Dis nou ons sin, want ons is een vlees. En hoe gouer ons so begin dink, in lyn met die woord, hoe gouer sal ons begin om die vreugde en voorspoed van ons huwelik te ervaar soos God dit beplan het. Meeste mense in 'n huwelik vandag dink nie op hierdie manier nie. Dat hulle vlees is van mekaar se vlees en bene van mekaar se gebeente. Een vlees. En ek weet as julle langs mekaar staan voor 'n spieël, sien jy twee mense, maar ek kan jou verseker, dis nie hoe God jou sien nie, en is ook nie hoe die vyand jou sien nie. God sien een huwelik, een vlees, want hy het hulle saamgevoeg. En dit is een van die redes hoekom die vyand so agter huwelike aan is, om hulle te verwoes, want sy einddoel is altyd om die woord by jou te steel. As hy die woord by jou kan steel, het hy gewen. As hy jou kan laat twyfel in die woord, het hy gewen. As hy jou kan laat twyfel dat jy en jou vrou, of in die vrou se geval dat sy en haar man, nie regtig een is nie, maar eerder hou jou goed apart, hou jou geld apart, hou jou vriende apart, dan het hy die woord gesteel, en dit gaan nie lank wees voordat hy jou huwelik ook het nie. Ek wil 'n noodkreet uitroep na getroude paartjies vandag. Beskerm julle eenheid, met alles wat jy in jou het. As jy dit nog nooit geglo het nie, glo vandag God se woord dat julle een vlees is, en verklaar dit, begin so praat, tydig en ontydig. Ek en my vrou is een vlees. Ons kan nie geskei word nie, ons sal nie geskei word nie. Niks kan ons van God se liefde skei nie, en niks sal ons van mekaar skei nie, en niks, maar absoluut niks sal ons eenheid skei nie, want ons is een vlees. God het ons een gemaak, en wat God saamgevoeg het, durf geen mens skei nie, en kan geen mens skei nie. Amen. Here, baie dankie vir u woord. Dankie Here vir die lewendigheid ook van hierdie vers vandag, wat na ons toe uitroep en sê, julle is een vlees. Man en vrou, jy en jou vrou is een vlees. Here, en dankie dat dit wat u saamgevoeg het, kan geen mens skei nie. Help ons om in ons gedagtes te vernuwe, dat u ons saamgevoeg het, dat ons een vlees is, dat ons so sal begin dink, dat ons so sal begin praat, dat ons so sal begin optree. Ek en my vrou is nie twee mense nie, ons is een vlees. En dat ek haar sal beskerm, en sal koester, en sal toevou, met alles wat ek het, want sy is deel van my vlees, sy is been van my been. Dit wat jy aan haar doen, doen jy aan my, en ek sal haar beskerm, met alles wat ek het, want ons is een vlees. Dankie Here, dat u hierdie waarheid net opnuut in ons kom opstuur, en dat ons sal begin let op dit in ons huwelike, en let daarop dat die vyand nie hierdie eenheid by ons kom steel nie, want hierdie eenheid is van u af. Dis nie ons slim gedagtes of ons planne nie, dis u plan, dis u woord, en ons wil dit beskerm, met alles wat ons het. In Jesus naam. Amen. Geliefde disipel van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.